It's who I am. It's who I am. Here, dankie dat ons vanaand uit ons hele wese uit vir U kan sê, dankie dat U vir ons so goeie Vader is. Dankie dat ons na U toe kan kom met al ons omstandighede, uitdagings, blydskap, hartseer. En U, Here, luister altyd as ons kom praat en by U kom sit en partykeer, Here, kom ons net daar en ons kniel voor U neer en ons maak ons hart oop. En soos 'n Vader luister U na elke storie, elke verhaal wat ons het om te vertel. En nooit, Here, wys U ons weg nie, want U het die beste drome vir ons lewens geskryf. En wat 'n voorreg is dit vir ons, om net so by U te kom sit, en U hartklop te kan hoor, en hoor hoe lief U vir ons is. En U woorde wat U spreek, en U sê, ek het julle elkeen geroep by julle naam, en ek is lief vir julle elkeen, julle is my kinders. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons vanaand, om met hierdie blye boodskap, so 'n warmte hier binne in ons los te maak, om te kan besef, ons hoef nooit weer alleen te wees nie, ons hoef nooit weer eensaam te voel nie, en ons kan ons lewe elke dag met U deel. U kan nie wag om met ons tyd te spandeer nie, U kan nie wag dat ons by U voete sit nie. Wat 'n absolute groot voorreg is dit, om U vanaand Vader te kan noem. Ons gee al die eer daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie vriende, julle kan julle sitplek inneem. Ons gaan vanaand, maak ons klaar met ons reeks klein profete en ons gaan vanaand praat oor Hosea. En voordat ek met die preek gaan begin, gaan ons eers nou ons finansiële bydraes opneem. Ek wil vir julle elkeen baie dankie sê vir jou getroue bydrae en gehoorsaamheid aan God se woord. Die persone met wie gereël is, kan vir my begin om die finansies op te neem, en terwyl hulle dit doen vir ons, kan ons na die skerms kyk vir die afkondigings. If there is grace in this world, if there is light on this earth, let us use it. Let us see it, starting right now. Mini Miracles 2016. Om 'n geskenk van God te wees is 'n uitdaging, maar meer nog, dis 'n voorreg. En in alles gee ons die eer aan God, om bidend uit te reik na behoeftige skoolkinders, 'n ouertehuis en gemeenskap, laat ons weer besef, alles is net genade, en daarom alle eer aan God. Dankie vir elkeen se gehoorsaamheid, jou idee, jou gebed, jou bydrae, jou hier wees, hulle wat elke oggend getrou kom voorberei het en natuurlik saam kom bid het. Dankie. Hierdie week het ons by Laerskool Montanus, Silverkroon Ouertehuis en die Steeldal omgewing se behoeftige gesinne bedien. Gons Kinderkerk het skryfbehoeftes aan die skool geskenk. Ons oorgee en trefpuntmaats het 'n blikkiesdrive gehou met die fokus op gebed. En dan was daar deurgaans mense wat getrou geld in die noodboom belê het. So kan ons getuig van vele suksesse, en War Room was 'n eye-opener. Om net weer te besef, dit is nie ons nie, dit is God. Ons sluit af deur te sê, alle eer aan ons Here Jesus Christus. Love, more tolerance, faith, hope, trust in the same God in whose name we die for, take an innocent life for, well, that's not what He means, and it doesn't matter what book you read. Baie dankie ook van my kant af vir almal se betrokkenheid by ons miracles. Kom ons gee vir God 'n lofoffer vir die groot wonderwerke plaasgevind het. Sjoe. Dis daarom regtig waar 'n groot voorreg om 'n verskil in ons gemeenskap te maak, en God het ons as die instrumente gebruik en so baie mense se lewens is aangeraak. Dankie vir almal se betrokkenheid en se hart wat so warm is in hierdie tyd wat dit nou ook koud is in die winter, met ons uitdeel van kos en klere wat mense benodig. Nou, vriende, vanaand praat ek oor Hosea, en jy kan vir my daar in jou Bybel oopmaak by Hosea 1 vers 2 gaan ons begin, en dan gaan ons 'n bietjie daar tyd spandeer. Nou, 'n bietjie geskiedenis van Hosea.
wat iets baie moois van Hosea is. Hosea laat my baie keer aan my eie lewe ook dink in baie opsigte, want ek het nooit geweet wat is die impak van Christus en dat God hierdie mooi droom oor ons elkeen se lewe het nie. En al wat God wil hê is dat ek en jy hom moet dien met ons alles, met ons hele lewe, en dat hy sy seun vir ons stuur om vir ons sondes te sterwe, sodat ek en jy in vrymoedigheid nou na God toe kan gaan. Jy sien, maar dis die sonde wat ons uit die hemel uithou nie. Onthou dit is wanneer jy nie Jesus Christus as saligmaker en verlosser aanneem nie, wanneer jy hom nie kan bely nie. Dis wat jou uit die hemel uithou. En wat wonderlik was met Hosea is, hy het sy lewe kom openbaar. Is een van die klein profete wat so mooi gekom het en sy hele lewe oopgemaak het. Elke storie, met elke diepste inligting oor wat God van hom verwag. En so besef ek vanaand, ons almal wat hier sit, se lewe is presies dieselfde, wat God na ons toe kom en sê, maak jou lewe vir my oop. Maak jou lewe oop en laat mense sien, wat het ek in jou lewe gedoen. Nou, Hosea, wonderlik met Hosea, in die boek gaan dit oor God volhard altyd in sy liefde. Aan die einde van hierdie diens gaan jy die volgende besef, dat deur Hosea het God kom praat en gesê, my liefde is onbeskryflik. Daar's niks wat tussen ons en God se liefde kan staan nie. God wil alles uit die weg uitvat. Hy is so lief vir ons, onbeskryflik. En daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie geweet het, dat God my, Jacques, so lief kon hê nie. En miskien sit jy vanaand hier en jy sit met dieselfde. Jy het dalk ook nie geweet dat God jou so onbeskryflik lief het. Hy sal enige iets in sy vermoë doen, om net sy liefde aan ons as sy kinders te kan openbaar. En as ek daaraan dink, dan dink ek, joeg, Here, hier's 'n profeet, soveel jare terug, wat al kom profeteer het, wat as 'n dienskneg vir die Here die woord gebring het, dag in dag uit, en vir mense vertel het van God se liefde, met sy eie lewe, wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het, want God het Hosea se lewe gebruik, om te wys, hoe werk God se kinders, Israel, God se volk, met hom, dat hulle nie wil ophou met hulle sonde, en ander gode, en ander goed aanbid, en hulle wil heeltyd net na allerhande sondes toe gaan, na die ou goeders, goed wat hulle nie wil neerlê nie, en dan kom die Here en hy sê, my volk, kom terug na my toe, ek is so lief vir julle, daar's nie genoeg woorde op hierdie aarde om te beskryf, hoe lief het God ons nie, en ek sal nooit vergeet nie, vriende, die dag toe ek besef, hoe lief die Here my het die trane hier oor my wange gevloei, want ek het vir myself gedink, sjoe, te midde van alles wat ek gedoen het, te midde van baie mense wat ek in my lewe seer gemaak het, of te nagekom het, te midde van woorde, en my woordeskat was maar 'n lelike woordeskat, te midde van al daai goeders, kom die Here en hy sê, ek is lief vir jou, Jacques. En die Here kom vanaand deur die profeet Hosea, en hy kom sê vir ons elkeen hier vanaand, want dalk het jy dit dalk nog nooit gehoor nie, die Here sê vanaand vir jou, ek is lief vir jou, oneindigend. Daar is niks wat my liefde kan wegvat, wat ek vir jou het nie. Nou Hosea se lewe wat so geopenbaar word, het die Here hier in Hosea 1 vers 2, 'n vreeslike ding vir hierdie dienskneg van God gevra. Hy het gevra dat Hosea met 'n prostituut moet gaan trou. Ek dink dit moet vreeslik wees, om te weet, dit is my werk wat my vrou doen vir haar inkomste, en die Here sê, die rede Hosea, hoekom jy dit moet gaan doen, is, want dis wat my volk aan my doen. Ek is so lief vir my volk, maar hulle kies my nie, hulle kies ander dinge, ander afleidings, en hier's die opdrag wat dan kom, by Hosea 1 vers 2, waar die Here sê, toe die Here begin het om met Israel deur Hosea te praat, het hy vir hom gesê, gaan trou met 'n losbandige vrou, iemand wat mettertyd buite-egtelike kinders sal hê. Dis my vrou, buite-egtelike kinders. Goed, dit sal 'n sigbare beeld wees van hoe die land teenoor my, die Here, egbreek pleeg, deur ander gode te dien. Ek dink, sjoe, dis vreeslik. As jy Hosea gaan ken, almal het geweet wie Hosea is. Almal het geweet, die Here werk deur Hosea se lewe. Sy lewe was 'n vertaling, was 'n storie van God se heerlikheid. En waar Hosea kom en sê, kom, mense, ons moet die Here dien. Ons moet die goed in die verlede los, ons moet daaruit leer. Ons moet vorentoe gaan. Ons kan nie dat goed ons agterhou nie. Die tyd is kort. Die Here is besig met 'n groot plan. En hy kom en hy profeteer dit en hy openbaar dit, en die Here kom en die Here lê dit voor sy deur neer. En die Here sê vir hom,
Ek wil hê mense moet sien, wat doen hulle aan my? Ek meen, 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is een van die mees intiemste, mooiste geskenke wat God vir ons gegee het. En hier kom die Here, dink daaraan. Hy sê ook hier vir Hosea, as jy gaan verder lees, Hosea, ek wil net vir jou sê, jy gaan kinders hê by Gomer, maar nie al die kinders gaan dalk jou kinders wees nie. Ek wil vir jou sê, ek dink ek hardloop net daar weg en sê, nee, hierdie pakket werk nie vir my nie, dis vir my net een te veel, want almal ken my, almal sien my, en almal gaan weet, dis my vrou, want sy het daar op die hoek gestaan by die stopstraat. Dit gaan net nie lekker afgaan nie, jy weet, ek kan myself net nie daarin sit nie, liefie, ek is lief vir jou. Dit gaan nie werk nie, ek het jou nie by die stopstraat gekry nie, ek het jou by Pick n Pay gekry. Nou is ek in moeilikheid. Nou ek wil vir jou sê, dit is so amazing, vriende, om te besef net, dis net hoe God wil kom en sy hart oopmaak, sy liefde wil kom wys. En hier sê die knegt van die Here, ek sal dit doen, Here. Ek sal vir hierdie vrou oneindiglik lief wees. Maak nie saak wat sy doen na ure by die stopstraat nie. Ek gee nie om nie, ek is lief vir haar, ek het haar gekies, net soos wat God kom en vandag vir my en vir jou sê, ek het julle elkeen gekies, by jou naam, ek het jou gekies, ek het jou ma gekies, ek het jou pa gekies, ek het jou broer en jou suster gekies, ek het jou buurman gekies, ek het almal gekies, elke een, en ek dink dit is nogal interessant in Hosea 2, as jy in Hosea 2, daar is net nie baie tyd om so in baie inligting te gaan nie, maar in Hosea 2, kan jy gaan lees daarvan Gomer, waar sy by die punt kom waar sy in hierdie sonde van haar is, sy's getroud, sy het haar man is lief vir haar, hy gee vir haar alles wat sy wil hê, weet jy, die mooiste klere, sy's heeltyd veilig by hom, en al die goed wat hy vir haar gee, en vir haar sorg, en haar beskerm, kom sy nooit agter, hoe lief het God haar, hoe lief het Hosea nie, en Hosea verteenwoordig God, en Gomer verteenwoordig baie keer ons, hoe ons teenoor die Here is. Ons laat sondes in ons lewe toe, en sodra sonde inkom, wil sonde 'n groot opening maak tussen ons en God. En Hosea kom en hy sê, nee, daai opening moet toegemaak word. God wil met ons in 'n verhouding staan. Die sonde het nie meer 'n krag of 'n angel in jou lewe nie. Die prys is volkome betaal. En hy kom profeteer dit, en hy kom openbaar dit. En elke keer gaan Gomer terug na haar sonde toe. Sy gaan terug na daai aaklige leefstyl, want sy het gedink dis wat haar gaan bly maak. Sy het gedink hoe meer sy daar betrokke is en hulle betaal haar en hulle gee vir haar geskenkies en al die goed wat daarmee saamgaan. Maar as jy gaan lees in Hosea 2, besef jy, sy kom by 'n punt wat sy besef, maar weet jy wat? Hierdie is nie liefde nie. Ek is heeltyd leeg hier binne. Ek sal nooit vergeet toe ek hierdie vreeslike tale gebruik het. En ek was lief om te lieg en te bedrieg. En ek sê jou toebroodjies by jou vat, sonder dat jy weet ek het jou toebroodjies gevat. My liggaam gaan vir jou sê ek het dit gevat, maar dis al hoe jy het gaan weet. En dis die goed wat ek aangevang het. En te midde daarvan het ek nooit vol geraak nie. Was ek nooit versadig nie. Ek was altyd honger, ek het altyd meer gesoek. En dis wat met haar gebeur. Daar's 'n soeke. En in Hosea 2 kan jy gaan lees. Sy het agtergekom, maar weet jy wat? Dit is my man wat my vervul. Dis waar ek my geluk het, my blydskap, my aanvaarding het. Dis waar ek alles het wat ek nodig het. Maar die hele tyd trek die sonde my, en die sonde vat my weg van hom af. En dis wat baie keer in my lewe gebeur, wanneer ek goed in my lewe toelaat, dat my wil wegvat van God af, dan kom God soos Hosea en hy sê, nee, kom na my toe, ek gee nie om wat jy doen nie, kom na my toe, ek is onbeskryflik lief vir jou. Ja, maar hoor wat sê die mense van my, hoor wat dink hulle van my, hulle dink ek is nie slim genoeg, hulle dink ek is nie mooi genoeg nie. Ek meen, as ons net gaan dink, jong mense aan selfbeeld, hoe ons probeer 'n prentjie skep oor wat is 'n perfekte liggaam en wat is die beste klere, hoe ons daarop geslaan word, dan kom die Here en hy sê, nee, kom na my toe. Ek sal vir jou ware liefde openbaar. Ek sal vir jou wys hoe kosbaar jy is en die plan wat ek met jou lewe het. En dan saam met hierdie in Hosea 2 kom dan hierdie Hebreërs 12 waar ons 'n bietjie gaan lees, waar die Here kom en hy sê, ek is so lief vir my kinders en omdat ek lief is vir my kinders, sal ek alles in my vermoë doen om te keer dat jy nie seer kry nie, om te keer dat jy nie by verkeerde plekke eindig in jou lewe nie. En as jy Hosea 2 gaan verder lees, sal jy lees
hoe God heeltyd oral goedjies probeer doen het, om te keer en te verhoed, laat Gomer in sulke slegte dade val, waar sy dink, dis eintlik waar ek moet wees. Die Here het dit vir haar moeilik gemaak. Hy het haar heeltyd probeer terugtrek na Hosea toe. Heeltyd gesê, kom terug na my toe, kom, dis veilig, dis lekker hier by my. En sy kon dit nie sien nie, want die sonde het baie keer hou vas op 'n mens se lewe. En dit is wat Hosea oor kom profeteer het, wat God gekom het, deur sy seun Jesus Christus, om daai angel uit te haal. En God sal alles in sy vermoë doen, om my en jou uit daai angel uit te kry. Nou kom ons gaan lees dit saam hier, Hebreërs 12 vers 5. Julle het ook vergeet van die woord van aanmoediging, wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, jy moet dit nie gering skat, as die Here jou dissiplineer nie. Moenie ontmoedig word, as hy jou aanspreek nie. Wanneer God julle as sy kinders dissiplineer, verduur dit dan as deel van sy opvoedingsprogram. So die Here is besig met 'n opvoedingsprogram in ons lewe, want ons kom almal met 'n verskillende agtergrond en hoe ons groot geword het en wat is reg en wat is verkeerd. Die Here is besig om elke een van ons persoonlik op hierdie pad van ons lewensstorie te lei. Watter kind word nie gedissiplineer nie? Vraag. As God julle nie dissiplineer soos hy met al sy kinders doen nie, is julle nie regtig sy kinders nie, maar buiteegtelik. Ons aardse vaders het ons gedissiplineer en ons het hulle daarvoor gerespekteer. Sal ons dan nie nog veel eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en so waarlik lewe nie? Ons vaders het vir ons 'n kort tydjie gedissiplineer, soos hulle dit goed gevind het, maar God doen dit beslis tot ons beswil, met die doel om te laat deel in sy heiligheid. Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na 'n rede vir trane as vir blydskap. So wanneer jy gedissiplineer word, dan is daar trane. Dit lyk nie lekker op daai onmiddellike oomblik nie. Maar later sal dit vir hulle maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, 'n vredevolle oes oplewer van 'n lewe volgens die wil van God. Vredevolle oes. En dis waar die Here kom en hy praat met ons, want hy sê vir Hosea, jy kan gaan lees in Hosea 1 en dan Hosea 2 gaan dit verder. Jou vrou gaan buiteegtelik 'n verhouding hê, dan gaan buiteegtelik teen 'n kind gebore word. En ek kom en ek sê vir jou, ek gaan haar dissiplineer, ek gaan haar trek, laat sy terugkom na my toe. Laat sy na my toe kom waar sy veilig is, waar sy gebeskermd is. Daar's geen rede dat sy moet vasgevang word in hierdie leuns, hierdie vuilheid, hierdie gevoel dat sy nooit kan skoonkom nie. As ons verder lees in Hosea, sal ons baie gaan lees ook, hoe Gomer probeer het om skoon en rein te voel, en hoe God vir haar 'n belofte gee en sê, ek sal jou skoon maak, soos 'n baba, ek sal jou nuut maak, jy sal spierwit wees, wat als terugverwys wat Jesus Christus vir jou en vir my kom doen. Hy kom vat al die sondes weg, en ons staan voor God, en ons is nuut, ons is skoon, ons is rein, en dit is deur sy genade, deur sy liefde. Maar wanneer ons getuigtig word, is dit baie keer vir ons moeilik op daai onmiddellike oomblik. Ek weet nie wie van julle was deur julle ouers al pak gegee of getuigtig nie. Vandag het ons 'n naughty chair, so jy sit op die naughty chair of jy staan in die hoek. Ek probeer dit nou met my 3-jarige dogtertjie. Dit gaan nie so goed nie. Sy loop met die stoeltjie rond en dan gaan dit nog erger. En ek het nou eergister het ek haar op die naughty chair gesit en gesê, jy moet nou soet wees, want sy het vir Reinhard 'n bietjie aan sy ore getrek en hy kan nog nie vir my sê dis Eina nie, so dat hy sulke skeertjies hier in die ore. En die arme laait het klaar sulke groot bakore. So nou het julle weet hoe gaan dit daar in my huis, en ek sit daar op die naughty chair en ons sien nie dat sy 'n potlood by haar het nie, 'n inkleerkruitjie, en daar kleer sy vir die hele muur in. So, jy weet, maar hierdie pappa kom en ek sê ek is lief vir jou, maar jy kan nie dit doen nie, en ek moet haar dit verduidelik. En die ou traantjies loop, dis wel vreeslik as pappa hard praat, maar ek doen dit want ek is lief vir haar. God tugtig my en jou ook. Hoekom? Want hy's lief vir ons. Wat 'n pa sal sy kind los om seer te kry, om van 'n afgronde af te spring? Geen pa sal dit doen nie. Geen pa sal laat sy kind seer kry nie. En God kom vanaand en hy sê vir ons almal hierso, en almal wat by ons livestreaming ingeskakel het, God sê vanaand vir ons, hy is oneindiglik lief vir ons. Daar's absoluut niks wat sy liefde van ons kan weerhou nie. Hy wil met als in sy vermoë keer dat ons van 'n afgrond afval en seer kry. En daar kom dissipline in. So die trane kom, maar as my dogtertjie na sy by daai naughty muur was, het sy na my toe
gekom en sy het my 'n soentjie kom gee en 'n drukkie gegee en gesê, "Pappa, ek is lief vir pappa." Nie so in sulke mooi vlot woorde nie, maar ek weet dis wat sy probeer sê het vir my. En dit was vir my die lekkerste gevoel as 'n ouer dat my kind dit vir my sê. Hoeveel te meer voel God nie dit as ons as na hom toe gaan en sê, "Pa, ek is lief vir jou. Dankie dat jy my getugtig het, maar ek weet jy het dit gedoen omdat jy lief is vir my, want ek was besig op 'n verkeerde koers in my lewe." Nou in Hosea 6 gaan daaroor God roep ons vir ware belydenis van ons sondes. As jy Hosea 6 gaan lees, gaan dit daaroor. Baie keer dan vra ons, Here, vergewe my, en ek is jammer oor wat ek gedoen het, maar daar's nie regtig hier in jou hart 'n verandering nie. Die hele tyd gaan jy terug na daai sonde toe, en die Here kom en hy sê, nee, ek wil hê jy moet ophou daarmee. So Hosea 6 praat ook baie met ons lewens, met Gomer wat sê, Gomer, my dogter, my volk Israel, kom terug na my toe. Hou op, as jy bely en jou sondes aan my bely het, laat staan dit nou. Moenie daarmee aanhou nie. En dis 'n proses, dis 'n skoling wat ons deurgaan om uit 'n slegte gewoonte uit te kom. En as jy Hosea 6 gaan lees, kan jy gaan hoor hoe voel die Here daaroor. Hy sê, ek sal jou ondersteun, ek sal by jou wees. My volk, ek is lief vir julle onbeskryflik, ek sal jou nooit net los nie. Maar ons moet God toelaat om in ons lewe dan ook so met ons te kan praat. Nou God sê deur Hosea, ons moet na hom toe terugkom. Hier in Hosea 14 vers 2 tot 3. Kom ons lees dit saam. Keer terug na die Here jou God, o Israel, want jou sondes is jou ondergang. Bely jou sondes en keer terug na die Here toe. Sê vir hom, vergewe tog al ons sondes en aanvaar ons in genade, sodat ons weer 'n lofoffer aan U kan bring. Wat baie interessant hier is, die genade, ons sondes. Dit sê nie my sonde, jou sonde, dit sê ons sondes. Almal van ons hier het een of ander tyd 'n sonde wat in ons lewe uitkom. En daarvoor kan ons saam assosieer wat sonde doen. Sonde maak dat dit die vrymoedigheid wegvat om die Here se naam groot te maak, om hom te loof en hom te prys en te sê dankie vir die lewe, dankie vir wat hy vir my doen. Dit vat vrymoedigheid weg. Dit het gemaak dat Gomer gevoel het, weet jy wat, ek kan nie teruggaan na my man toe nie. Hoe kan hy lief wees vir my? Te midde dat hy haar betaal het, te midde dat hy die prys volkome betaal het. Sy weet dit nie eers nie. Hy die prys vir haar betaal, want sy liefde vir haar is onbeskryflik. Hy is so lief vir haar. Hy wil nie iets met haar weghou van hom nie. Ons gaan nou daarna kyk in Hosea 3 op 'n video. 'n Wonderlike gedeelte hier, want dit vat die vrymoedigheid weg en die Here sê, kom, bring vir my julle offers, keer terug na my toe. Nou, iets oor die sonde. Romeine 6 vers 1 tot 2. Ons word dood vir sonde. Jy sien, die ou Jacques het vreeslike woorde gesê. Wow, ek wil vir jou sê, interessant Afrikaanse woorde wat ek geleer het. Dis nie eens in die woordeboek nie. Maar toe ek die Here in my lewe gekry het, dis nie meer deel van wie ek is nie. En ek het nie nodig meer om daai woorde te gebruik nie. En dis hoekom ek nie nodig het om enigstens meer in daai wêreld te wandel nie. Nou kom ons lees wat sê Paulus hier, Romeine 6 vers 1 tot 2. Beteken dit nou dat ons in die sonde moet voortlewe, sodat die genade steeds oorvloediger kan word? Hoegenaamd nie. Ons is immers dood vir die sonde. Dis tog onmoontlik dat ons nog langer daarin kan voortlewe. En dis wat die profeet Hosea hier kom openbaar het met Christus wat kom, is dat die sonde nie meer 'n houvas op my en jou lewe het nie, maar dat ons skoon en rein gewas is en dat God nou deur sy seun Jesus Christus na ons kyk, nie met 'n oordeel nie, maar met vryspraak. En nou staan nie meer 'n angel nie en ek hoef nie meer die sonde te doen nie en ewe skielik hoef ek nie meer na allerlei plekke toe te gaan om gevul te word nie. Ek word gevul in God se liefde, in God se teenwoordigheid. Wanneer ek woord lees, wanneer ek in sy woord ingaan en indelg, ontdek ek wie hy is. En sonder dat ek agtergekom het, my ma het eendag vir my gesê, my seun, jy vloek nie meer nie. Jy pas nie lekker meer in hierdie gesin in nie. Jou taal het nou 'n duik gevat. En ek sê, ma, ek het nie eens agtergekom nie, maar ek het nie nodig om daai woorde te spreek nie, want dis nie wie ek is nie. Ek leef vir God. En daar het iets hier binne gebeur. Ek hoef nie aan te hou met daai sonde nie. En dan kom 1 Johannes 1 vers 9 en hy sê die volgende, wat gaan oor God vergewe ons. Dis 'n belofte, hoor hierdie belofte. As ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Van alles wat verkeerd is. Hy maak ons skoon, hy's betroubaar, hy's regverdig. Al wat ek en jy vanaand hoef te doen. Wat is daai ding wat jou heeltyd probeer potjie, wat jou heeltyd probeer onderkry? Kom gee dit vanaand vir die Here.
Kom bely dit en los dit. Laat staan dit. Onthou dis 'n proses. Ek het vanoggend daaroor gepreek. Geloof, dis om daai spiere te ontwikkel. Jy moet dit meer en meer toepas. Dis nie als net goed wat dadelik net gebeur nie. Maar ons gaan nou hier na Hosea 3 kyk op die skerms op 'n video. En wanneer ons na Hosea 3 hier op die skerms gaan kyk, laat God met jou praat. Hoor hoe God vir jou vanaand sê, daar is niks wat jou weghou van my nie. My liefde is vir elke een van ons. En God wil een ding vanaand in hierdie diens vir elke een van ons sê. En dis die volgende: ek is oneindig lief vir jou. Ek wil net saam met jou in 'n verhouding staan. Ek gee nie om oor al hierdie ander dinge nie. Hosea die profeet het dit al kom profeteer en hy het dit uitgeleef in sy lewensverhaal met 'n vrou wat op die hoeke by die Stopstraat gestaan het, nie by Pick n Pay nie, en haarself so gegee het. En die Here kom en sê, dis wat my volk doen, hulle dien ander gode en als, maar ek gaan dit moeilik maak, want ek wil hê julle moet terugkom na my toe. Kom ons kyk na hierdie video, en laat God nou met ons elkeen praat, terwyl ons Hosea 3 gaan saam lees hier op die skerms, en hoe die Here vir ons sê, kom terug na my toe, want my genade is genoeg vir jou. Jy hoef nooit weer in die sonde te verval nie, en jy hoef nooit weer daaraan te dink nie, want ek dink nie daaraan nie. En God se belofte staan vas. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Kom ons kyk na die skerms. Hosea chapter 3, verse 1. Then the Lord said to me, go again, Hosea. What? Go find her. Love this woman who's loved by a lover and is right now committing adultery. Go find her, Hosea. Go find her. Look what's after the comma. Just like the love of the Lord for Israel. I love her. Now, where it says Israel, it means Israel, but it also prophetically speaks of God's love for the whole world. Go find her again. This is like my love for the children of Israel who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. In other words, they like the things that society, stuff, possessions that the world offers. They're trying to find love and meaning and purpose in that. Go find her. Boy, that must have been a heart-wrenching process. As you go looking for your wife, who was a former prostitute, who's now back into prostitution, where do you go looking for her, friends? How messy is that search? How painful is that pursuit? As he walks the streets, everyone says you don't go to those neighborhoods. Men of God should never be seen in those places and buildings. But here's Hosea looking for who? His wife of all people. Going on in verse 2, he continues to write, so I bought her. I bought her for myself for 15 shekels of silver and 1 1/2 homers of barley. Wait. She's your wife, Hosea. She's already yours. What was the scene like as Gomer's back in the sex slave industry? What are the chances? Does Gomer find her on some pedestal somewhere, chained and shackled, naked, being sold to the highest bidder? Hosea there sees his wife, the mother of their 3 children, and Hosea looks at her and says, excuse me, sir, that's my wife. He goes, sir, I don't care who you think she is. This is her price. But what's the price? And he pays for what is already his. The Bible says, I hope you understand, Hosea is a picture of God, and no offense, you and I are a picture of Gomer. The Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof. Mankind is the unique possession of the Creator God. And yet, 2,000 years ago, he paid a dear price. He paid for what he already possessed. And he sent his son, who spilled his blood, to purchase back what he already owned. How much? Hosea gets the money. What was that exchange like?
when Hosea looked in the eyes of his wife. No doubt she hung her head in embarrassment. He's found me. I've abandoned him. I've abandoned our 3 kids. And yet he insists on buying me. As these other men sought to buy her, to use her, Hosea seeks to buy her, to heal her. It says in verse 4, for the children of Israel shall abide. Now this is where Hosea shifts in and he starts speaking prophetically. This is really no longer about him and Gomer. It's about something that is to come. It's about something bigger. Verse 5, afterward, there's going to come a season. He didn't know it would be 750 years, but it would. There'd be no king. It would be difficult. It would be unclear. It would be challenging. But then the children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king. And then notice what it says. They shall fear the Lord. Now, Israel and Judah knew what it was to fear the Lord. And by fear, I mean terror. Under the old system of relating to God, there was terror. Terror, because God, they were unable to keep his commands, the 10 commandments, and there was judgment and there was wrath. But there will come a day, he prophesies. There will come a Messiah, and he will finally satisfy and appease the wrath of God. And the fear of the Lord in those days will be in awe of his goodness in the latter days. The fear of the people will not be of terror. It will be in awe of his graciousness towards humanity. Hosea just bought Gomer, even though she was already his. This is the picture of the gospel. Salvation completes the work in spite of her sins, in spite of her doings, in spite of running away. And then he stands and says, and there will come a day, a King David will rise. And in those days they will fear his goodness. These are the days that we live in. Our Hosea has come. Salvation has come. And he found you. And he found me. And he had to walk to the most despicable places. And he had to communicate and be around sinful, broken humanity. Don't you see? As Hosea searched for his wife, so Jesus came searching for the salvation of humanity. And by the way, when God found you, you were not so neat and nice and put together. You were in chains, and you were naked, and you were sinful, and so was I. And our gracious God said, how much? How much? The blood of your Son. For then and only then can they, humanity, avert the wrath and justice that is rightfully on their heads. Very well. Very well. I'll send my Son. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What height of love, what depth of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, a gift of love and righteousness,
scorned by the ones he came to save. Till on that cross that Jesus died, when warmth of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live, there in the ground his body lay. Light of the world by darkness slain, then bursting forth a glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his, and he is mine, bought in the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here, soos ons vanaand hier gehoor het hoe Hosea u verteenwoordig en u sê kom na my toe. Ek was jou skoon en ek vat jou uit die kloue van die vyand en hy sal nooit weer sy kloue op jou lewe kan sit nie, want waarlik jy is vrygemaak deur my seun. Ek het een vraag gehad en die vraag was, hoe duur is die prys? En hulle het gesê met my seun se bloed, en my seun het sy bloed gespil. En hy het opgestaan uit die dood uit en in die regterhand van die Vader gesit, sodat elkeen van ons kan vry leef, sonder sonde, wat probeer om 'n hou vas op ons lewens te kry. Here, vanaand wil ons vir u dankie sê, dankie, dat u ons elkeen so lief het, so onbeskryflik lief. Nog voor ons onsself geken het u klaar die prys betaal en klaar 'n woord gespreek. Here, dankie dat ons as vriende vanaand alles nou voor u kom neerlê. Alles vir u kom gee en kom sê dankie Here dat u ons lei, dat u ons leidsman is en dat u 'n goeie Vader vir ons is. Ons gee onsself nou oor aan u. Ons gaan 'n lied vir u sing, Here, Take All of Me. En wanneer ons hierdie lied vir u sing, Here, gee ons vanaand ons totaliteit vir u. Ons behoort aan u. Die prys is betaal. Ons doen dit, Here, uit ons liefde vir u. En u liefde spoel oor ons. En ons sê vir u dankie daarvoor. Kom ons staan en sing hierdie lied vir die Here. Take all of me, Lord. Take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take
covers sin and takes the weight of the world. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love all of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Vader, dankie dat ons net al sê kan gee. Sê, U is my alles, U is my lewe. Deur liefde onverdiend. In Jesus naam dank ons U daarvoor. In Jesus naam. En ons almal sê saam. Amen. En ek wil vra as jy die vrymoedigheid het om saam met jou gesin of saam met jou vriende net so vir 'n rukkie ons sal weer hierdie lied sing, 'n bietjie te sit en saam te bid. Te sê Here, ons gee vanaand ons gesin, ons liefde vir mekaar as gevolg van U liefde vir ons. Die van julle wat moet gaan of wil gaan, daar's koffie en tee agter in die saal. Die van julle wat regtig 'n hartsbegeerte het om saam met iemand te bid, die gebedspan is hier voor. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ.